Ons skriflesing vanmôre is dan Lukas hoofstuk 13. Voor ons lees gaan ons net saam bid. Here, ons dankie dat ons ook vanmôre net voor U kan neerbuig, die almagtige God. As ons dink aan Jesaja, die gesig wat hy gehad het, toe hy gekom het in U teenwoordigheid, en U sien sit het op die troon, en die engele wat uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. Die aarde is vol van die heerlikheid van die Here. Ja, dat daardie openbaring wat hy gehad het, die heerlikheid wat hy gesien het, hom ook daartoe gedryf het om te sê, maar ek is 'n man van onrein lippe, wee my. Wee my. En ek woon tussen 'n volk van onrein lippe, en daar is nie hoop vir my nie. Maar dat hy ook tog kon hoor, dat U vir hom aanraak en sy lippe aanraak. En dat U vir hom sê, maar jou sondes is vergewe, en jy's versoen. En ons dank U, Here, dat ons ten spyte van die feit dat ons U die almagtige en die heilige God aanbid en eer, dat ons ook kan weet en kan hoor, dat U ook met ons bemoeienis maak, dat U ook vir ons roep, dat U ook vir ons nader na U toe trek, en in die besonder dat U vir ons U woord gegee het, waaruit ons kan leef en leer, en U kan ken as die ewige. So ek vanmôre bid vir die gemeente, bid dat U ook vir hulle sal lei op die pad wat hulle moet gaan, Here. U wat ook in beheer is van ons lewens, van alles wat gebeur, U wat ook die hoof is van die kerk, wil U onderneem, wil U lei, Here, wil U voorsien, wil U ook gee dat ons harte op U sal rig en op U waarheid, en U pad sal soek met ons hele hart, dat ons U sal volg en U sal dien soos U gedien wil word. Ja, Here, wees teenwoordig in U genade. As ons ook bid vir hulle wat siek is, hulle wat beproef word, dat U met hulle sal wees. Ons dankie vir die ryke seëninge daar buite en die oorvloed van U genade. Ons bid, Here, dat U vir ons elke dag sal onderneem in dit wat ons nodig het en in ons behoeftes. Dankie dat U inderdaad vir ons 'n Vader is, dat U vir ons 'n herder is, wat vir ons lei, wat vir ons lei na waters waar rus is, waar oorvloed is in die spore van geregtigheid. Ja, Here, en ook as ons vanmôre dan opnuut weer U woord open, om daaruit te lees en U stem te hoor, dan bid ons dat U ook met ons sal praat deur U Heilige Gees. Ons vra dit om U naam se ontwil. Amen. Vers 22, terwyl Jesus op pad was Jerusalem toe, het hy deur stede en dorpe gegaan en oral die mense geleer. Toe vra iemand hom, Here, is die wat gered word maar min? Hy sê vir hulle, span al julle kragte in om by die smal deur in te gaan. Baie verseker ek julle sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie reg kry nie. As die eienaar van die huis eers opgestaan en die deur toegesluit het, sal julle buitekant staan en aan die deur begin klop en roep, Here, maak vir ons oop. Maar hy sal julle antwoord, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Dan sal julle sê, ons het saam met u geëet en gedrink, en op strate het u die mense geleer, en op ons strate het u die mense geleer. Maar hy sal weer vir hulle sê, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Niemand van julle het gedoen wat reg is nie. Maak dat julle van my af wegkom. Daar sal julle huil en op julle tande kners, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete binne in die koninkryk van God sal sien, terwyl julle self buitentoe weggejaag word. Daar sal mense uit die ooste en die weste kom, uit die noorde en die suide, en aansit by die feesmaal in die koninkryk van God.
Onthou net, daar is laastes wat eerste sal wees en eerstes wat laaste sal wees. Tot sover die woord van die Here. Nou gemeente, in hierdie gedeelte uit Lukas hoofstuk 13 lees ons van 'n aangrypende oomblik toe iemand vir Jesus die vraag vra en sê: Here, is die wat gered word maar min? Here, is die wat gered word maar min? Nou so dikwels in die bediening van Jesus het hy die geleentheid gebruik om vrae van mense te beantwoord, om sy leerstellings verder te verduidelik. En hierdie spesifieke vraag van die persoon het 'n baie belangrike tema eintlik aangespreek. Naamlik, wat is die aantal mense wat uiteindelik die koninkryk van God sal binnegaan? Dis 'n vraag waaroor baie mense wonder. Hoeveel sal gered word? Hoeveel gaan hemel toe? Hoeveel sal verlore gaan? Hoeveel sal hel toe gaan? Mense wonder, as iemand gesterf het, is hy gereed? Sal hy hemel toe gaan? En dis wat hierdie man vra. Maar in plaas van om 'n direkte statistiese antwoord te gee, het hy eintlik 'n verrassende waarskuwing gegee. Deur te sê, baie verseker ek julle, sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie reg kry nie. Dat hy die pad van redding beskryf as nou en as moeilik. En dat hy hulle oproep en die mense oproep om hard te stry, om deur hierdie smal deur te gaan. En wat Jesus hier sê is eintlik in kontras met wat die moderne evangelisasie praktyke vandag in baie plekke is, wat eintlik verlossing aanbied aan mense op 'n baie maklike manier. Miskien een van die redes waarom die kerk op baie plekke so swak is en kragteloos is omdat die evangelie en die boodskap van redding vir mense so oppervlakkig aangebied word. Mense word sommer maklik as Christene beskou. As hulle gedoop is, as hulle belydenis van geloof afgelê het, of as hulle 'n kerk bywoon, of hulle enigstens assosieer met die Christelike geloof, dan word hulle as Christene beskou. Maar die idee dat redding sommer maklik is, en dat jy mens jouself as 'n Christen kan beskou sonder dat daar enige werklike verandering in jou lewe is vreemd aan die woorde van Jesus. Die skrif leer dat ware bekering en geloof is 'n werk van God. En nie net die produk van menslike besluitneming nie. En dat die mens ook hier 'n verantwoordelikheid het. Dis nie verkeerd om mense uit te nooi om Christus aan te neem nie. Maar die belangrike vraag is, en dit is wat hier beantwoord word deur Jesus, is, hoe word dit gedoen? En Jesus wys hier, hy wys self vir ons, hoe mense en hoe hy mense uitgenooi het om gered te word. En Jesus beklemtoon hoe ernstig en hoe moeilik dit is om deur die noupoort van ware redding te gaan. Baie mense hoor die uitnodiging. Maar hy sê net die wat werklik geloof en bekering het, sal ingaan. Jesus was op reis. Lees dit vanaf Lukas 9 vers 51 en tot 19 vers 27 beskryf hy Lukas die reis van Jesus. Hy was op pad na Jerusalem, op pad na die kruisiging, op pad na die opstanding, was net 'n paar maande weg gewees.
En soos altyd was Jesus besig om die waarheid te verkondig en die woord van God te versprei. Dit was die kern van sy bediening. Sentrale leer waarmee hy besig was die koninkryk van God, waar God regeer oor sy volk wat hy liefhet, wat hom dien en aanbid. En die verkondiging van die koninkryk was die hooffokus van sy bediening. Wat vir ons ook miskien iets sê vandag. Wat is die hooffokus van die bediening? Wat is die hooffokus van wat van die kansel af moet gebeur? Dis nie my stories en my verhale nie. Dis die koninkryk van God. Dis die boodskap wat sentraal staan en was sentraal in die bediening van Jesus. Die koninkryk van God. En dis met hierdie reis wat Jesus gekonfronteer word met hierdie indringende vraag: Here, is die wat gered word min? En die rede waarom die persoon hierdie vraag gevra het was want hy het besef dit is wat Jesus oor gepraat het. Hy het gepraat oor verlossing. Dit was die tema van Jesus se prediking. Dat hy wou weet, hoeveel dan, Here, as U so baie praat oor verlossing, hoe baie gaan dan gered word? Dat Jesus hieruit ook wil aandui dat redding is nie bloot net 'n bevryding uit armoede uit nie. Of 'n lae selfbeeld of die verkryging van geluk nie. Dis wat baie keer ook verkondig word in die kerk of as mense geroep word om die Here te dien. Man, neem net Jesus aan, dan sal alles goed gaan in jou lewe, né? Jou probleme sal ophou. Maar dit is 'n vals boodskap. Volgens die Bybel is redding verlossing van God se toorn en oordeel. En dis wat die kruisdood van Jesus moontlik gemaak het om ons van daardie oordeel te red. Paulus skryf in Romeine 5 vers 9, aangesien ons nou deur die bloed geregverdig is, sal ons des te meer deur hom van die toorn gered word. So hierdie persoon se vraag was nie net 'n oppervlakkige vraag nie, maar dit het deurgedring tot die kern van die boodskap. Is daar net 'n paar mense wat die ewige oordeel en die hel sal ontvlug? Moet jy onthou ook dat die skare wat na Jesus geluister het ook verskillende soorte mense was. Na 3 jaar van bediening, van wonderwerke, van lering, van duisende wat hom gevolg het, was daar op die ou einde maar 'n teleurstellende klein groepie gelowiges wat opreg in hom geglo het. In die vorige paar verse verwys Jesus na hulle as die klein kuddetjie. Die klein kuddetjie. So as jy van die Ou Testament kyk, dan wys dit dat redding ook nie wyd verspreid was nie. Toe die wêreld in sonde so verskriklik ingeval het voor die vloed, staan daar en 8 mense het die oordeel ontvlug. 8 mense. Oor Sodom en Gomorra lees ons dat net Lot en sy gesin ontsnap het. Dat Jesus dan nie die vraag oor hoeveel mense gered word direk beantwoord nie, wys Jesus dan daar net die getal is nie belangrik nie. Gaan nie oor getalle nie. Wat saak maak, wil hy deur hierdie gedeelte sê, maak seker dat jy een van die gereddes is. Dat Jesus eintlik vir hierdie man sê, moenie tel nie. Moenie tel nie, maar hardloop. Want die deur is nog oop. Maar hy sal toegemaak word. En dat Jesus hier dan 'n persoonlike uitnodiging rig aan almal wat daar rondom hom gestaan het op grond van hierdie vraag van die man. En dat hy vir hulle uitnooi tot die redding wat hy vir hulle aanbied. En hy noem 4 elemente
van hierdie uitnodiging. In die eerste plek wys hy dat dit geestelike inspanning gaan kos. Vers 23 sê hy, en hy antwoord hulle, stry hard om in te gaan deur die noupoort. Want baie sê ek vir julle sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. So die uitnodiging van Jesus is eintlik heeltemal anders as die wat ons vandag kry, wat dikwels in die kerk of plekke plaasvind. Die boodskap was nie dat God onvoorwaardelik lief het en net reg staan om sondaars en al hulle dinge op te los en hulle persoonlike drome te vervul nie. Hy was ook nie daar om mense te manipuleer, wat ook so maklik in die godsdienst kan gebeur, dat die mense kan kry wat ander manipuleer, sodat hulle net 'n oppervlakkige verbintenis tot hom kan maak. Nee. Hy dryf eintlik deur sy woorde die halfhartige soekers weg. Mense wat nie bereid is om onvoorwaardelik onder sy heerskappy te staan nie. Redding, wil hy in hierdie gedeelte vir hulle sê, beteken ook dat daar iets van die sondaar mens ook moet afkom. Daar moet ook 'n reaksie wees. Daar moet ook bekering plaasvind. Johannes die Doper, Jesus en die apostels het mense dikwels opgeroep tot bekering. In Handelinge 17 vers 30 staan daar, sê Paulus, hy sê dit vir die Griekse filosowe in Athene, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer. Die mense het 'n verantwoordelikheid. Hy gaan eensdag rekenskap gee van sy lewe, hy moet hom bekeer en daarom sê Jesus, stry hard om in te gaan. En hierdie woord stry in Grieks beteken, die Engelse vertaling kry mens van die Griekse woord agonize, agonisomai. Veg. Dis meeding, dis soos 'n atletiek stryd. Daar's selfverloning in by ware bekering. Dat Jesus sê die noupoort, op 'n ander plek in die evangelie is hy self, hy's die enigste weg. Daar is nie verskillende maniere en toegang tot die koninkryk van God behalwe deur Jesus nie. Dit beteken selfverloning, die prys gee van jouself. Dis nie selfverwesenliking nie. Die Christelike geloof is nie daar om jou beter oor jouself te laat voel, maar om te sterf van jouself. Hy sê baie sal probeer. Deur godsdiens, goeie werke, tradisie. Hy sê hulle sal nie kan ingaan nie. Hulle soek 'n wye deur. Dis die natuur van die mense, wye deur, gerieflike ingang. Hy sê baie sal nie kan inkom nie. Nie net die heidene nie, maar selfs godsdienstige mense wat dink hulle is veilig. Jesus het op 'n ander plek gesê, as iemand my volg, moet hy homself verloon. Hy moet sy kruis elke dag opneem en my volg. Hy sê, wie sy lewe wil red, sal dit verloor, maar wie sy lewe om my ontwil verloor, sal dit red. Die evangelie is nie net selfvervulling nie. Dit is selfverloning. Jou eie selfsugtige doelwitte, jou eie begeertes, jou eie lewe moet jou prys gee. Hy sê stry hard. Hoekom? Hoekom is dit so moeilik ook vir baie mense om hierdie pad te vind? Want daar's baie misleidende stemme. Daar's baie mense en baie stemme wat eintlik die blinde mense en die onvoorbereide een eerder na die breë pad lok. Wat na die verderf lei. Mense luister so graag na daai stemme. Hy sê 'n hart wat redding ervaar, word gekenmerk deur bekering. Deur bekering.
Ons lees van Johannes die Doper, waar ons ook nou nader aan die Kerstyd, hy wat die voorloper was van Jesus, wat sou kom, hy wat die stem was, soos Jesaja 40 sê, vers 3 tot 4, die stem van een wat roep in die woestyn, hy was die stem. Hy het later ook gesê, ek is maar net die stem. Wat was sy boodskap? Hy sê, berei die weg van die Here. Maak sy paaie reguit. Elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel wegsak en die krom paaie sal 'n reguit pad word en die skurwe plekke gelyk. Het hy die mense hart vergelyk met 'n woestyn. Baie donker baie dinge wat sleg is in hierdie woestyn, maar jy moet die paaie reguit maak. Jou hartsgesindheid moet verander, verwyder die sonde, verwyder die hoogmoed, die afgoderry, sodat die pad gelyk kan word. Die krom, die bedrieglike, die slinkse, die verdraaide paaie, die skurwe plekke in jou hart, daai selfliefde, daai liefde vir geld, daai liefde vir die wêreld, daai vleeslike begeertes, die onverskilligheid, die ongeloof, moet gelyk gemaak word. Moet gelyk gemaak word. En hy sê dis hulle wat die heerlikheid van die Here sal sien. Hier is ook 'n beeld van wanhoop in hierdie gedeelte wat Jesus hier oor praat. Lukas 13 vers 25, want hy sê, wanneer die eienaar van die huis opgestaan het en die deur gesluit het en julle buite kan staan en aan die deur klop en sê, Here, Here, maak vir ons oop. Dat hy hier vir hulle verduidelik en sê, die deur na die koninkryk is nie net nou nie, is nie net smal nie, maar dit gaan gesluit word. Wanneer Christus, hy is die eienaar van die huis, gaan op 'n punt opstaan, en dan gaan hy hierdie deur toemaak. En dan sal daar geen toegang meer wees nie. Hy die liefdevolle seun van God, hy die middelaar. Hy gaan die deur toemaak. Dat die geleentheid om die koninkryk binne gaan is dan vir ewig verlore vir die wat uitgesluit is. En dis waarom hierdie gedeelte eintlik 'n gevoel van dringendheid skep. Hardloop terwyl die deur oop is, maar ook wanhoop. Want jy kan selfs dink, hoe moet hierdie mense voel wat gekom het, maar is te laat en die deur is gesluit en hulle sê, Here, maak vir ons oop. En dit is te laat. Genesis 6 vers 3 sê die Here voor die vloed, my gees sal nie vir ewig met die mens stry nie. Omdat hy ook vlees is, tog sal sy dae 120 jaar wees. Dat die Here sê vir hierdie mense, die tyd wat jy het om te skik, gebruik dit. 'n Ander gedeelte wat hy gesê, as jy met iemand in stryd is, met jou teestander, skik met hom voor jy by die magistraat kom, voor jy by die hof kom, en jy miskien daar uitkom en jy het niks nie, en die beeld wat sê, versoen jou met God, voor jy voor hom gaan staan as regter, versoen met hom, versoen met die Here. Soos ons ook gesien het in die gelykenis van die vyeboom, wat simboliseer dat daar ook 'n tyd is, 'n geleende tyd, wat die tuinier sê, gee hom nog 'n jaar kans. Dat daar 'n tyd is wat Jesus sê, dat die geduld van God gaan opraak. Sekere gelykenis wat vir mense dit op 'n baie praktiese en aangrypende manier beskryf is van die 10 meisies, die 5 dwaases en die 5 wyses. Wat die 5 wyses hulle oliekanne gereed het en waar die 5 dwaases nie olie het nie.
En waar hulle wag vir die koms van die bruidegom en hulle raak almal in die slaap, maar as hulle wakker word, het net 5 van hulle genoeg olie en hulle kan ingaan saam met die bruidegom en 5 van hulle het nie olie nie, hulle is nie gereed nie en hulle gaan ook soos hierdie gedeelte sê voor die deur staan en klop en sê Here, maak vir ons oop. Maar hulle gaan ontsteld hoor, ek ken julle nie. Dis waarom die derde punt van hierdie gedeelte praat oor 'n gebrek aan 'n verhouding. Dat Jesus vir hulle sê, ek ken julle nie, waar julle vandaan kom, die vers 25 en vers 26. Dan sal hulle begin sê, ons het in u naam in die teenwoordigheid geëet en gedrink. Ons het nie op die strate geleer. En hy sal sê, ek sê vir julle, ek ken julle nie, waar julle vandaan kom, die gaan weg van my, al julle werkers van ongeregtigheid. Die Here wys vir hulle 'n rede, waarom hulle uitgesluit is. Hy sê, ek ken julle nie, ek weet nie van julle nie. Ek weet nie waar julle vandaan kom nie, ondanks 'n uiterlike godsdiens. Was daar geen verhouding met die Here. Geen persoonlike verhouding nie. Redding is 'n verhouding met Jesus Christus. Paulus beskryf dit so mooi in Galasiërs 2 vers 20 as hy sê, ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my en die lewe wat ek nou leef, leef ek deur die geloof in hom wat my lief gehad het en homself vir my gegee het. 'n gelowige is in Christus en Christus is in hulle. Hulle het 'n verhouding met hom. En dat hulle ontsteld is hier oor sy ontkenning dat hy enige verhouding met hulle het. Hulle sê ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink en op die strate geleer. Hulle het gepreek. Hulle het in teenwoordigheid geëet en gedrink, miskien nagmaal of wat ook al, of Pasga. Maar ten spyte van dit alles en hulle kon nie verstaan nie. Here, ons het godsdiens gehad. Ons het al die uiterlike dinge gedoen wat soos belangrik beskou word. Hulle protesteer. Hulle het geen verhouding met die Here gehad. Kan jy sien, gemeente? Hierdie mense het selfs gesê, Here, ons was daar waar u onderrig het. Hulle was in die teenwoordigheid van die grootste leermeester en rabbi, die Here Jesus self. Hulle het miskien sy bergrede gehoor. Hulle het sy woorde gehoor. Hulle het geluister na hom op die strate. En tog is hulle uit die koninkryk uitgesluit. Hulle het gedink 'n blote kennis van Jesus sal redding bring. Maar Jesus sê, ek sê vir julle, ek weet nie waar julle vandaan kom. Gaan weg van my. Hulle het geen persoonlike verhouding gehad nie. Jy kan sê jy het belydenis van geloof afgelê. Ek het die katekisasie deurloop, ek ken dit. Ek ken my Bybel. Maar ken jy Jesus? Het jy 'n verhouding met hom? Is hy jou verlosser en saligmaker? Ek het by die Bybelstudie die verhaal vertel van daardie Indiër Sadhu Sundar Singh wat in Indië 'n hele paar jaar terug tot bekering gekom het. Na dramaties en sy godsdiens was het, maar hy het gesoek na 'n antwoord. En die Here het homself aan hom openbaar en hierdie man het gereeld daaroor Tibet en oor die Himalajas geloop, kaalvoet, wat genoem the prophet of the bloody feet. En dan het hy die evangelie gaan verkondig en weer teruggekom. En toe hy in die Weste kom, want hy het bekend geraak as hierdie Christen, wat uit die Oosterse godsdienste tot bekering gekom het, en hy kom by hierdie Westerse universiteite, teologiese fakulteite, en hulle vra vir hom daar, want hulle is besorg om te weet, wat het gebeur dat jy jou Oosterse godsdienst verloor het en na die Christendom gekom het? En jy het 'n baie ingewikkelde antwoord miskien verwag, maar hy het net vir hulle gesê, I have founded the dear Lord Jesus. En hulle vra weer vir hom, wat is 'n filosofie? Wat is 'n... Hy sê, I have founded the dear Lord Jesus.
Hy het 'n verhouding gehad. Hy het Jesus geken. Die Christelike geloof is nie 'n uiterlike vorm godsdiens nie, dis 'n verhouding met Jesus. En Jesus wys vir hulle hier die realiteit van die ewigheid. Hy sê in vers 28, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle self uitgedryf buitentoe. Dat Jesus eintlik 'n hartverskeurende toneel hier beskryf. Uitsluiting en berou. Mense staan buite die koninkryk. Hulle sien Abraham, hulle sien Isak, hulle sien Jakob, hulle sien die profete, die helde van die Israeliese geloof. Hulle is veilig, hulle is aan die tafel van die Here. Hulle is daar vir die groot maaltyd van God se fees. En hierdie groepie self wat buite is, hulle is buite. Jesus sê daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande, daar is spyt, maar daar is ook woede. Hulle is uitgesluit. En as 'n kwaad eintlik aan die een kant, want hulle het gedink hulle hoort binne. Hulle het gedink hulle afkoms, hulle tradisie, hulle uiterlike godsdiens waarop hulle staat maak, gaan veroorsaak dat hulle binne is, maar hulle het hulle nog nooit werklik bekeer nie. Dit was 'n skok vir die Jode. Hulle het gedink hulle bloedlyn is die waarborg vir redding. Maar die skrif sê vir ons bekering en geloof in Jesus is die enigste ingang tot die hemelse deur. Jesus sê aan die einde van Lukas, gaan en gaan verkondig bekering en vergifnis van sondes. Maar hierdie mense, geween en geknars van tande, dis hulle emosie, die ewige realiteit tref hulle nou. Die werklikheid van verlorenheid. En dat Jesus in hierdie gedeelte sê, moenie wag nie. Moenie wag tot die deur eendag gesluit is nie. Want hierdie buitebly is nie tydelik nie, dit is ewig. 'n Dringende oproep. Kyk na Jesus. Glo in hom. Hy's die enigste poort. Hy is die Here. Hy is die verlosser, hy is die saligmaker, hy is die middelaar. Hy is die herder, hy is die blinkend môre ster. Jesus. Kom na hom. Beeld van 'n groot feesmaal. En dan sê hy die laaste paar verse, en hulle sal kom van oos en wes, van noord en suid. En hulle sal aansit aan die koninkryk van God, en daar is die laastes wat eerste sal wees, en daar is die eerstes wat laaste sal wees. Dat eintlik hier 'n verrassende iets sê oor die koninkryk van God. Dat hierdie groot feesmaal en die mense wat daaruit bestaan en wat daar sal wees, sal mense wees uit alle nasies, uit alle rigtings, nie net Jode nie, maar saam aan die tafel sal wees alle soorte, alle nasies, alle tale, alle kulture, van alle status sal daar teenwoordig wees. Eintlik 'n skokkende omkeer, dat hy sê die wat laastes is, gaan eerste wees. Die veragtes, die heidene, die mense wat jy gedink het dit nooit sal maak nie, die buitestanders, hulle sal eerste ingaan. Terwyl die eerstes, die Jode en die godsdienstiges wat gedink het hulle is outomaties gered, hulle is laaste en hulle word uitgesluit. Bekering en geloof, nie jou afkoms of tradisie, bepaal jou plek aan die tafel. Die groot vraag wat Jesus uit hierdie gedeelte ook dan vir u en vir my vra, het jy al ingegaan deur die noupoort?
Het jy al gestry? Het jy al jou eie sonde gesien, jou eie verlorenheid? Het jy al soos Jesaja gestaan, soos hy voor die troon van God is, Heer, ek is 'n man van onrein lippe en woon tussen 'n volk van onrein lippe. Het jy al gehoor dat die Here vir jou sê, ek raak vir jou aan, jy's versoen? Alleen deur die bloed van die Here Jesus. Ken jy hom? Ken jy Jesus as jou verlosser en saligmaker? Die Engelse sinstelling is salvation is not by education, but by revelation. Ons lees en daarmee sluit ek af van die wonderlike verandering in Job se lewe. Ons lees in Job 42 vers 5 dat hy uitroep na vele worsteling, deur vele beproewing en vele mense stemme wat na hom gekom het en vriende wat raad gegee het en verkeerde raad gegee het, wat hy geworstel het met God en die grootheid van God. En hy het selfs vrae gehad oor dit alles. En dan sê hy, ek het van u gehoor. Met die gehoor van die oor. Ek het kennis. Ek het gesien, ek het openbaring, ek het die grootheid gesien, het met my gepraat deur dit alles. Ek het kennis. Maar hy sê, maar nou het my oog u gesien. My oë het u gesien. En jy weet, dis redding. My oë het Jesus gesien. My oë het die kruis gesien. My oë het God gesien. Ek is nie nodig dat iemand my meer vertel of aanmoedig. Ek ken hom. Ek weet nie net van hom nie. Ek het nie net 'n kerklike tradisie. Ek het nie eenmaal net gedoop en belydenis van geloof afgelê en net kerklid, maar ek ken die Here. My oog het U gesien. En ek weet Christus is genoeg vir my redding en vir my saligheid. En hy het my lewe geword deur sy woord en deur sy gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons ook vanmôre opnuut na U toe kan kom. Dankie dat U nie Uself vir ons verberg nie. Dat dit nie 'n misterieuse weg is wat ons oor hoef te twyfel, watter pad ons moet stap nie. Maar dat U vir ons die weg wys. En dat U ook uit hierdie teksvers vir ons wys, gaan in deur die nou poort. Stry hard om in te gaan. Dat U ook deur hierdie gedeelte vir ons wys om te hardloop en in te gaan. Voordat die deur gesluit word. Wat 'n genade, Here, dat ons nog in hierdie tyd leef van die oop deur. En wees ons genadig, Here. Wees elkeen hier genadig en elkeen wat hoor genadig, dat ons sal reageer. Dat ons U sal ken, die Here Jesus. U kosbaarheid. Ja, Here, dat U inderdaad vir ons die lewe is. Dat U inderdaad vir ons die brood van die lewe is. Dat dit U is wat ons dors les. Want U gee vir ons die fontein van lewende water. Dat ons U sal ontdek en U sal ken en met U sal wandel. Ons vra dit om U naam se ontwil. Amen.